Hulle het in Betsaida aangekom en toe bring die mense 'n blinde man na Jesus toe en vra hom aan te raak. Hy het die blinde man aan die hand gevat en hom uit die dorp uitgelei. Toe het hy op sy oë gespoeg, sy hande daarop gesit en vir hom gevra, sien jy al iets? Hy het sy oë geknip en gesê, ek sien mense, iets soos bome. Ek sien hulle loop. Daarna het Jesus weer sy hande op sy oë gesit. Die man het sy oë oopgemaak en hulle was reg. Hy het alles duidelik gesien. Jesus het vir hom toe gestuur en gesê, moenie by die dorp aangaan nie. Daarna het Jesus en sy disippels na die dorpies naby Caesarea Philippi gegaan. Langs die pad het hy vir sy disippels gevra, wie sê die mense is ek? Hulle antwoord hom, Johannes die Doper, party sê wie Elia en party een van die profete. Maar julle, vra hy hulle, wie sê julle is ek? Petrus antwoord hom, u is die Christus. Toe belet hy hulle om dit vir iemand anders te vertel. Ons is in 'n reeks en vandag is ons al in deel 30. En ons praat oor Jesus. Nou die dag sit ons by in 'n vergadering saam met 'n netwerk van 'n klomp pastore en kerke en hierdie een vrou steek toe haar hand op en sy gee kommentaar en sy sê, ek wens net hierdie kerke wil ophou om reekse te preek. Want ek kan nie elke Sondag by die kerk wees nie. Vat jou reeks en gaan preek om daar waar dit vir iemand werk, het sy gesê. Toe wonder ek so by myself, kan 'n mens jou Bybel in een dag en in een preek lees en in een preek deurpreek? Hoe kry mense dit reg om 'n storieboek te lees? Lees jy dit sommer nou net op een slag deur en jy weet alles wat aangaan? Ons lewe met die Here is 'n proses. Ons lewe saam met die Here gebeur sistematies, geleidelik, dag vir dag. En dit bou op mekaar. En dis wat 'n reeks is. Dis hoe ons die Here leer ken. Ons het almal die verantwoordelikheid om ons Bybel te vat en om op te swat, want ons is verantwoordelik vir ons eie verhouding. Jy is verantwoordelik vir jou eie verhouding wanneer jy voor God staan. Ek is nie verantwoordelik vir jou verhouding met die Here nie, ek is verantwoordelik vir wat ek jou leer. Maar jy is verantwoordelik. En ons is in 'n reeks waar ons deur die lewe van Jesus werk, want sy wil vir jou lewe is nie waar jy bly, wat jy ry, wat jy doen vir 'n lewe nie, waar jy vakansie hou en wie jy ken nie. Sy wil vir jou lewe is dat jy hom sal ken. Bo enigiets anders is sy eerste wil vir jou lewe, dat jy hom sal ken. Wanneer hy jou red. Hy kom en hy sit in jou 'n begeerte om hom te wil ken. En dan jy wat ja sê die hele tyd vir daai begeerte en God leer ken stelselmatig, dis waar hy jou wil hê. Bo enigiets anders. So as jy nie regtig God ken nie, maak dit nie 'n saak. Dis jou, moet ek hierdie kar koop, moet ek in daai huis bly, moet ek daai werk vat. Bo al daai goed, ken jy God. Maak nie saak waar jy bly nie, maak nie saak wat jy ry nie, maak nie saak wat jy doen vir 'n lewe nie. Ken jy God, dis sy wil vir jou lewe. Nommer 1. En dis waaroor hierdie reeks gaan. Is Jesus. Wie is Jesus? Hoe leer jy iemand ken? Deur te kyk na wat hulle sê en te kyk na wat hulle doen. En dis waarna ons kyk in hierdie reeks. Ons kyk na die woorde en die werke van Jesus. En wat het Jesus gesê en wat het Jesus gedoen? Hy self het gesê in Johannes 5, ek doen net wat ek my Vader sien doen in Johannes 12. Ek sê net wat ek my Vader sê, hoor sê. Jesus het dit self gesê. Wat beteken vir my en jou, wanneer ons na Jesus kyk en ons kyk na wat hy gedoen het, hy gesê het, leer ons God ken. Ons leer nie net Jesus ken nie, ons leer die drie enige God ken, want dit is wat hy sê en wat hy doen. So dis vir my en jou moontlik om God te ken. En dis hoekom ons hierdie reeks is. So vandag is ons al in deel 30. So ek glo hierdie reeks sal vir jou geestelike lewe ontsaglik baie beteken, as jy hom stukkie vir stukkie, stap vir stap, saam met ons deurwerk. Ons werk deur die 4 evangelies, Matteus, Markus, Lukas en Johannes, so kronologies as moontlik, om God te leer ken. En te sien wat God ons leer, wat ons by hom moet hoor, wat ons by hom leer. En die Bybel is nie jou storie nie.
Geen mens se storie is in die Bybel nie. Die hele Bybel is God se storie. En stel ons voor aan God, sodat ons God kan leer ken. En baie keer het kerk geneig geraak om die kerk oor die mens te laat gaan en nie meer oor God nie. Ek lees my Bybel om te kyk waar is my storie in die Bybel en waar praat die Here met my uit die Bybel uit. Maar die Bybel is daar om my en jou voor te stel aan God. Dis God se storie. Dis wie hy is, nie wie jy is nie. En dis hoe ons na ons Bybel kyk. Ons kyk wat leer ons by hom en nie van onsself nie. So ek wil vanoggend wegspring met vanoggend se storie. Nou vanoggend se storie is 2 stories in een. En wat Markus hier vir ons probeer wys is, dis eintlik 'n storie wat op mekaar volg en daar's 'n groot prentjie en vandag gaan ons die groot prentjie sien. En dit begin in Markus 8 met Jesus wat 4000 mense voer en hy maak kos uit niks uit nie. En is heidene. So hy het nou al 5000 Jode gevoer en dit praat van hoe God voorsien en wat hy tot in staat is. Maar die disippels het gesukkel met die idee dat Jesus kan so voorsien. Hulle het gesukkel met daai idee. En toe klim hulle in 'n boot, hulle gaan van daar af oorkant die see van Galilea na die ander kant toe en daar kry hulle toe na die Fariseërs, die skrifgeleerdes en hulle vra vir Jesus: "Geef ons nog 'n teken." Maar hulle het hom half aanvallend geraak. Hulle het met hom beklei. Dit is asof dit wat hy nou tot dit ver gedoen het was nou nog nie genoeg nie. "Geef ons nog 'n teken." En Jesus sê vir hulle: "Julle sal verseker nie nog 'n teken kry nie. Die enigste teken wat julle nou nog gaan sien is die teken van Jona." En as jy wil weet wat dit beteken, moet jy laasweek se preek op YouTube kyk. Maar in elk geval, en toe klim hy weer die boot, so geïrriteerd en hy gaan toe met sy disippels oor die see, weer na die ander kant toe van die see van Galilea. En hy sê toe vir hulle, terwyl hulle op die boot is, terwyl hulle besig is om te reis, net hulle en hy, sê hy vir hulle: "Julle moet pas op vir die suurdeeg van die Fariseërs." Hy sê: "Pas op vir wat daai ouens jou leer. Pas op om jou tyd daar te spandeer. Dis soos 'n klein bestanddeeltjie in jou lewe, maar is 'n saak van lewe of dood. Dit gaan op die ou end bepaal hoe jy lyk en waar jy jouself gaan bevind." Dis wat Jesus vir hulle sê, maar hulle snap nie wat Jesus vir hulle sê nie. Toe Jesus vir hulle sê: "Pas op vir die suurdeeg," toe dink hulle Jesus praat van brood. En hulle het nie brood gebring nie. Hulle het nie padkos gebring nie. Hulle het maar 1 brood gevat en dis nie genoeg vir hulle almal nie. En Jesus is nou eintlik ongelukkig oor dit. En dan sien ons dat Jesus sê vir hulle hierdie woorde. Dis waar laasweek eintlik afgesluit is, maar Markus 8 vers 21. Hy sê: "Verstaan julle dan nog nie? Hulle begryp nie wie's Jesus nie." Inteendeel, dit gaan aan daar, soos ek dit laasweek vir julle gesê het. Hy sê: "Sien julle nog steeds nie? Is julle nog steeds so traag? Julle wat ore het, hoor julle dan nie? Onthou julle nie?" Nou gelukkig sê hy nog nie. Wat beteken hulle gaan nog daar kom waar hulle die groot prentjie gaan sien, waar hulle Jesus in sy volheid gaan aanskou. Die Fariseërs wat nou net oorkant by die oewer was, se harte was hard. Ons het gehoor Jesus het hulle beskuldig, hulle het die onvergeeflike sonde gepleeg van teen die Heilige Gees gelaster. Wat beteken hulle het die volheid van God beleef en geweier om daaraan aandag te gee. En sy disippels snap nie waar dit gaan nie. Hulle snap nie wat Jesus vir hulle sê nie. Dis asof dit net 'n vaag weggeprentjie is. Hulle is nog blind. En dis waar laasweek se storie geëindig het. Matteus het vir ons in sy weergawe gesê hulle het uiteindelik gesien. Maar Markus sê vir ons hoe het hulle tot by daai plek gekom wat hulle uiteindelik gesien het. Of hoe kom hulle tot daar? En dis waar vandag se storie gaan. En jy moet vanoggend hierso sit en vir jouself vra, sien ek regtig Jesus raak? Weet ek wie is hy? Jy moet vanoggend vir jouself daai vraag kan vra en dit kan antwoord. So kom ons spring weg met die storie. Hulle het in Betsaida aangekom en toe bring die mense 'n blinde man na Jesus toe en vra hom om aan te raak. So hier kom Jesus op die oewer in die see van Galilea, klim uit in die dorpie in. En al die mense weet wie Jesus is want hy het nou al in Betsaida wonderwerke gedoen. Betsaida is die klein dorpie naby aan Nasaret waar Jesus groot geword het. Is Betsaida die klein dorpie waar Petrus en Andreas, Petrus se boetie en Filippus, dis 3 van Jesus se disippels. Hulle het ook as kinders daar groot geword. Toe trek hulle uit die huis uit en toe hulle uit die huis uit trek hulle Kapernaum toe en toe het Jesus saam met hulle in Kapernaum gebly. So as jy nou al deels van die reeks dan weet jy dit. Maar hier is die dorpie waar 3 van Jesus se disippels groot geword het. En Jesus het nou al baie wonderwerke hier gedoen en homself hier vir die mense gewys.
maar hulle het nog steeds nie lekker in Jesus geglo nie. Hulle wou net nie tot by daai oortuiging kom nie. Hulle het net gehou van wat Jesus vir hulle kan doen. Hulle is baie opdringerig en het Jesus net, kom Jesus, nog wonderwerke. Ons wil jou net gebruik, ons wil nie luister na wat jy sê nie, jy moet net doen wat vir ons lekker is. En hier kom hulle aan en hulle kom in die dorpie en Jesus het nog 'n ou gekry wat nog nie genees is nie en hy's blind. Jesus hierso, vat hom asseblief. Raak aan hom, hy moet nog sien. Maar dis al wat Jesus was, iets om te gebruik. Ons lees, Jesus het die blinde man aan die hand gevat en hom uit die dorp uitgelei. Jy sien, en dis presies wat Markus hier vir ons probeer leer. Hy probeer vir ons 'n prentjie wys van wat doen die Here met iemand wat blind is. Iemand wat in sonde is, onder die gevallenheid van hierdie gebroke wêreld ly. Wat doen die Here? Hy vat die ou aan die hand en hy lei hom uit die dorp uit. Al het daai ou met daai blinde oor die oggend opgestaan en gedink, vandag gaan ek uit die dorp uit gaan. Sou hy dit nooit kon regkry nie, want hy het nie oë nie. Hy sou iemand anders moes vra om dit te doen. En ek en jy, in ons gebrokenheid voor God, is ons dood in ons oortredinge, sê Paulus in Romeine 1. Ek en jy is blind, ons sien nie God nie, al wat ons sien is ons eie begeertes en wat ons wil. Ons het iemand nodig om te kom en ons te vat by die hand en ons te lei en die werk te doen wat nodig is om gedoen te word, om ons tot by die punt van verlossing te bring. God doen daai werk, nie jy nie. Ja, as jy vanoggend hier so sit en jy is trots op jou besluit dat ek het besluit om die Here te dien, dan jy definitief nog nie die Here ontmoet nie. Want hoe is jy trots op iets wat jy nie kan doen nie? Hy doen die werk. Die feit dat jy die besluit gemaak het, is eintlik net vrug. Is eintlik 'n reaksie op wat hy reeds in jou lewe gedoen het. Hy het in jou lewe kom werk en die feit dat jy tot by die oortuiging gekom het dat jy wil God volg, beteken hy het klaar die werk gedoen. Jy het net gereageer en nou vat jy die eer vir iets wat hy gedoen het. Hy doen die werk. En wat lei hy? Lei 'n blinde ou. Soos die disippels, wat te traag is om te sien en te hoor en te onthou. Hulle is ook nog blind. Markus is besig om vir ons te wys hoe werk God. Nou wat jy moet onthou van Markus is kan jy eintlik in 2 gedeeltes opdeel. Die eerste gedeelte van Markus, die evangelie Markus, gaan dit oor Jesus wat 'n publieke bediening het om almal se lewens aan te raak. Die tweede gedeelte van Markus konsentreer hy op sy 12 disippels. En nou is ons in daai gedeelte van Markus. Ons gaan nou in daai gedeelte in. Alhoewel ek al 4 evangelies gebruik en ek bring die beste van die stories wat oorvleuel, bring ek in 1 storie in vandag, dat ons die volle prentjie kan kry van wat besig is om hier te gebeur. In elk geval, Jesus vat hierdie blinde ou en lei hom uit die dorp uit. Hy lei hom weg van die mense af, waar net hy en persoonlik die disippels saam is, want hy gaan hulle nou iets leer. En dan lees ons, toe het hy op sy oë gespoeg, sy hande daarop gesit en vir hom gevra, sien jy al iets? En hier het my by daai vraag laat dink is, hoe lyk jou Jesus, waarin jy glo in jou lewe? My Jesus spoeg in mense se gesig. Ons het baie keer hierdie beeld van wie Jesus is, wat glad nie bestaan nie. Hy het 'n unieke manier gehad van funksioneer. Hy het eelt op sy hande gehad, want hy het hard gewerk, hy was 'n skrynwerker. Hy het die seer van hierdie lewe beleef in 'n lyf. Hy het ook woedend geraak. Hy het ook hartseer geraak. Hy was 'n mens met 'n goddelike natuur. Menslike natuur en 'n goddelike natuur. Hy het net geluister vir sy goddelike natuur. Maar hoe lyk jou Jesus? Hy spoeg in 'n ou se gesig. En toe sit hy sy hande daarop. En hy vat die hande weg en hy sê, sien jy al iets? En het lees dat hy het sy oë geknip en gesê, ek sien mense, iets soos bome, ek sien hulle loop. Opgesom is, hierdie ou sien nog nie. Wat hy sien is, okay, ja, hier is ietsie, dit lyk soos rondlopende bome, om het op te som. Maar, dis dit. Dis die eerste keer, wat Jesus 'n wonderwerk doen, wat hy nie van die begin af, 'n volmaakte wonderwerk doen nie. Dit lyk asof dit 'n proses is. Met sy disippels was dit 'n proses. En dis wat Markus wil hê, ek en jy moet insien, wanneer ons hierdie lees.
Hulle het nog nie die volle beeld van Jesus nie. Sien julle nog nie, hoor julle nog nie, onthou julle nog nie. Weet julle nie, ek kan voorsien wanneer ek, julle vra, julle dink ek is kwaad oor 'n brood, maar ek kan brood meer maak, ek gee vir 4000 mense kos. Ek's heeltyd besig om julle te leer, pas op vir daai ander ouens wat julle probeer leer. Hulle is so suurdeeg, hulle gaan jou hele lewe verwoes. Sien julle nog nie? Kom ek wys julle, ek maak blinde ouens gesond dat hulle kan sien. So gaan ek vir jou ook sig gee. So gaan ek jou ook laat sien. Is Jesus met ander woorde deur hierdie wonderwerk vir hulle besig om vir hulle te sê. Ek sien iets soos bome wat rondloop. Daarna het Jesus weer sy hande op die ou se oë gesit. Die man het sy oë oopgemaak en hulle was reg. Hy het alles duidelik gesien. Daai woordjie vir duidelik beteken hy het gefokus ver, helder en duidelik gesien. Sy oë was perfek geweest. En dis wat die Here doen. Hy maak ons oë oop. As ons nog nie lekker sien nie, as dit 'n proses is om daar te kom, hy maak ons oë oop. Wys hy vir sy disippels in daai oomblik. En toe sê hy vir hierdie ou, Jesus het hom huis toe gestuur en gesê, moenie by die dorp aangaan nie. Moenie nou eers terug gaan dorp toe nie. Moet nou nie daar in nie. Hierdie ouens luister in elk geval nie. Ek het jou juis uitgelei om alleen met jou saam met my disippels een kant te kom. Moet nou nie terug gaan nie, gaan huis toe. Nou Jesus het nou al in Nasaret, waar hy groot geword het, en in Betsaida, het hy nou al wonderwerke gedoen en vir almal gesê en vir hulle gewys wie God is en gesê wat God sê en gedoen wat God wil hê hy moet doen. Hy het dit al oral gedoen, maar die mense was ongelowig, hulle harte was hard, hulle wou nie hoor nie. Inteendeel ons lees in Lukas 10 vers 13, ellende wag vir jou, het Jesus vir hulle gesê. Chorazin, ellende wag vir jou, Betsaida, hierdie dorpie. As in Tyrus en Sidon. Nou Tyrus en Sidon is heidense dorpe, noord van hierdie dorpe. Daar bly heidene, nie Jode nie. Jode het nie daar gegaan nie, hulle het geglo, hulle is vuil as hulle daartoe gaan. Hy sê, as ek dieselfde wondertekens daar gedoen het, in Tyrus en Sidon, die wonderdare plaasgevind het, wat in julle plaasgevind het, wat sou gebeur het? Jesus sê, sou hulle lankal in sak en as gesit het, en hulle bekeer het. Hoekom in sak en as? Want dis wat gebeur, wanneer jy na die Here toe kom. Jy raak oorweldig, deur jou patetiese toestand. Ek hou daarvan om te sê patetisme. Jy raak oorweldig deur jou sondige natuur en dat jy nie heilig is soos God heilig is nie. Dat jy nie goed genoeg is vir God nie. En dan bely jy dat hy God is, dat hy heilig is. En dan pleit jy vir vergifnis. Dis hoe jy gered word. So Jesus sê, as dieselfde daar gebeur het, wat hier by julle gebeur het, dan sou hulle dit gedoen het, maar julle doen dit nie. So moet asseblief nou nie teruggaan in die dorpe nie. Dit gaan net 'n scene maak, en ek het dit nie nou nodig nie. Gaan huis toe, sê hy vir die ou. En nou, sommer net vandag, Jesus is ook nie terug by Betsaida toe nie, dan lees ons. Daarna het Jesus en disippels na die dorpies naby Caesarea Philippi gegaan. So Jesus is toe reguit noord, na dorpies daar, en langs die pad, weer eens op die pad, soos hy nou met die disippels op die water was, besig om te reis. Langs die pad het hy vir sy disippels gevra, wie sê die mense is ek? Met ander woorde, wat is die skindernuus daar buite? En sy disippels het die antwoorde geken, wat beteken hulle het maar saam geskinder en het saam geluister. Hulle sê vir hom, U is Johannes die Doper. Hulle sê, U is Johannes die Doper. Dis nie wat sy disippels sê nie, dis wat hulle sê. U is Johannes die Doper. Waar kom hierdie roemer vandaan? Die hele roemer van Johannes die Doper is eintlik 'n storie van Herodes Antipas. Herodes Antipas was 'n Romeinse regerder oor die streek van Judea. En hy het vir Johannes ontmoet en hy het baie gehou van Johannes se preke. Hy het nogal aanklink gevind en gereeld daarna geluister. En toe trou hy 'n tweede vrou. Hy vat toe sy boetie se vrou, wat hy nie veronderstel was om te doen nie. En Johannes die Doper het toe nou in die publiek aangevat daaroor en sê, jy is besig om twak aan te jaag en jy mag dit nie doen nie, is in God se oë sonde en al hierdie goeters. Dit het hom nie kwaad gemaak nie, maar dit het sy nuwe vrou kwaad gemaak en sy het dit reg gekry dat hulle toe nou vir Johannes die Doper toesluit. En toe kom sy stiefdogter en sy kry dit reg om vir Herodes Antipas te kry om Johannes die Doper se kop te laat afkap terwyl hy in die tronk sit. En Herodes Antipas was so half bietjie gestres daaroor. Hy het nie daarvan gehou dat hy nou uitgevang is daar met dit nie. En
toe hoor hy nou van Jesus. En toe hy hoor van Jesus, toe hoor hy wat doen Jesus, toe neem hy aan dat Johannes die Doper was 'n man van God, hy het geglo het was 'n man van God, 'n profeet van God, is terug op die aarde om by hom te kom spook en om vir hom veroordeling te bring. So hy het toe nou vir die hele wêreld vertel, Johannes die Doper is terug uit die dood uit. En ek het moeilikheid. Dit was een van die roemers wat daar buite rondgeloop het. So sy disippels sê toe vir hom, daar's baie mense wat glo hier is Johannes die Doper. Want die regerder van die hele streek van Judea het geglo, Jesus is Johannes die Doper wat terug is uit die dood uit. Party sê toe weer, nee, hy is Elia. Nou die laaste profeet in ons Ou Testament was Maleagi, en hy het geprofeteer, God het vir hom gesê, hy moet vir die mense sê, dat Elia sal terugkom aarde toe net voor die Messias sal opdaag op die aarde. Nou Elia was 'n Ou Testamentiese profeet, 'n baie kragtadige Ou Testamentiese profeet, en hy's nie dood soos dood en begrawe nie, hy's lewendig op die aarde kom haal deur God. Dis nou 'n storie vir 'n ander dag. En hulle het geglo as gevolg van die profeet Maleagi, Elia sal terugkom net voordat die Messias terugkom. So party mense het waargeneem en gesê, ja, God beweeg deur hierdie ou, so hy's nie een Elia wat terug is net voordat die Messias gaan kom. En party, een van die profete, een van die Ou Testamentiese profete, en daai tyd in die Ou Testament het God profete gestuur vir sy volk, en hy was die stem van God op die aarde, en nou het God net nog een gestuur, en sy naam is Jesus. So dis wat die mense sê, Jesus. En toe raak Jesus baie persoonlik. Dis nogal interessant, want op hierdie plek, wat Jesus hier besig is om te doen, is hy is besig om hy is die leermeester, hy is besig om vir die leerders vrae te vra. Gewoonlik is in hierdie rol moet dit omgedraai wees. Jy vra vir jou mentor vrae en hy mentor jou. Maar hierdie mentor gekom en hy het die vraag gevra, wat beteken is eksamentyd? Dis nou tyd om eksamen te skryf. So Jesus vra die vraag. En toe raak hy baie persoonlik. Hy sê, okay, dankie, ek het al die antwoorde gehoor. Hy sê, maar wie sê julle is ek? Wie sê jy is ek? En jy moet vanoggend vir jouself hierso sit en vra, wie sê ek is hy? En jy moet daai vraag antwoord vir jouself. Nou daar is die teoretiese antwoord en dan is daar die persoonlike antwoord. Die teoretiese antwoord is hy is Jesus Christus, die seun van die lewende God. Dis soos die verskil tussen wanneer jou aardse pa vir jou vra, wie is ek? Of jou aardse ma vir jou vra, wie is ek? Of jou broer of jou suster vir jou vra, wie is ek? Wat antwoord julle? Nee, jy's Pieter Johannes. Nee, jy's Susan van Sail. Nee, dis die regte teoretiese antwoord. Maar wat is die persoonlike antwoord? Die persoonlike antwoord kry ons gewoonlik by begrafnisse. Nee, hy was so en so en so. Sy was so en so en so. Dis hoekom ons sê, gooi rose terwyl mense nog lewe. Vertel vir mense wie hulle is terwyl hulle nog lewe. En wat hulle vir jou beteken. Jesus sê vir hulle, wie is ek? En jy kan hierdie antwoord net baseer op jou persoonlike belewenis met God. Ons almal ken die teoretiese regte antwoord. En ons ken nou die einde van hierdie storie, so ons dink Petrus het reg geantwoord, maar Jesus gaan nou vir ons wys, Petrus het ook nie regtig hierdie antwoord geken nie. Hy het nog nie gesien nie. Hy het nog nie gehoor nie, hy het nog nie onthou nie. Hy kon inteendeel nog nie, want Jesus het nog nie die volledige taak om afhandel waarvoor God hom aarde toe gestuur het nie. Petrus op hierdie plek sien nog net 'n boom wat beweeg. Hy sien nog nie, alhoewel ons dink hy doen. En ons sit baie keer die kerkbanke vol en ons sê vir onsself, ek het 'n verhouding met die Here, my verhouding is sterk met die Here. Inteendeel, ek sien hom duidelik ver. In die tussentyd is hy 'n bewegende boom in jou lewe en kan jy nie eers hierdie vraag antwoord, wie sê jy is hy nie? Jy ken die teoretiese antwoord en dis dit. Maar wie sê jy is hy? Wie sê julle is ek? Ons lees, Simon Petrus het geantwoord. U is die Christus, die seun van die lewende God. Teoreties 100% reg. En my sou nou dink, Jesus gaan hier gaan en hande klap. Woe! Petrus, jy sien, jy hoor, jy onthou. Yes, maar dit is nie die geval nie.
Dis glad nie die geval nie. Dis nie wat Jesus hier vir hom sê nie. Inteendeel, Jesus gaan toe net daaroor en hy gaan toe oor in 'n profesie. En hy profeteer dat dit wat jy sopas gesê het, gaan in jou lewe waar wees. En wanneer dit waar is die volgende ook waar. So Jesus gaan reguit oor in 'n profesie in, van hier af. Hy sê vir Petrus, gelukkig is jy, Simon Bar-Jona, dit was sy regte geboortenaam, het Jesus vir hom gesê. Want dit is nie 'n mens wat dit in jou geopenbaar het nie, maar my Vader wat in die hemel is. En Jesus sê in soveel woorde vir hom, dit wat jy so pas gesê het, kom nie uit jou uit nie, want jy sien dit nog nie. Dis nie vir jou geleer in die kleuterskool nie, dit word nie vir jou geleer op skool nie, dit word nie vir jou geleer in die biblioteek se ensiklopedie nie, dit word nie vir jou geleer deur jou ma en jou pa nie. God self moet hom aan jou openbaar. Hy moet jou by die hand vat en uit Betsaida uitlei tot buite, wat jy nie vir jouself kon doen nie. Dan moet hy in jou gesig spoeg en sy hande op jou oë sit, totdat jy sien. En dis hoe jy sien, Petrus. Dis die enigste manier hoe jy sien. En dit wat jy sopas gesê het, kom uit God se mond uit, nie uit jou mond uit nie. Dis wat hy daar vir hom sê. En die oomblik wanneer jou oë so oop gaan, dat jy dit sien, dat dit vir jou so duidelik raak, dat dit 'n persoonlike ding is tussen jou en God. Daai oomblik is jy gelukkig. En wat is hierdie tipe geluk waarvan? Is dit 'n oomblik? Is dit soos wanneer jy vir die eerste keer 'n roomys gelek het en dit het jou opgewonde gemaak? En dan gaan dit weer verby, dan moet jy weer 'n roomys lek? Is dit waarvan Jesus hierso praat? Wat se tipe geluk praat hy hiervan? Waarvan praat hy? Dis 'n ewige geluk. Dis iets waarna mense die hele tyd eintlik besig is om te streef. Ek leef om gelukkig te wees. Dis 'n ewige geluk. En hoe lyk dit prakties? Die volgende keer wanneer jy jaloers is op iets wat jy by iemand anders sien wat jy nie het nie. Die volgende keer wanneer die wiele afkom en goed werk nie uit soos wat jy dit beplan het nie. Die volgende keer wanneer die lewe net gebeur en die lewe is net moeilik. Dan herinner jy jouself dat ek het die skat van die lewe ontdek. Ek het die een ontdek oor wie die lewe gaan. So maak nie saak hoeveel ongeluk in my lewe om my val en gebeur nie. Ek is gelukkig. Want ek ken die skat van die lewe. Jesus het 'n gelykenis vertel, en ons het ook nou nie genoeg tyd om so te gaan vanoggend nie, maar waar hy gelykenis vertel van as 'n ou op 'n land is en jy grou daar en jy kry 'n skat en jy kom agter hoe waardevol is daai skat, dan doen jy alles in jou vermoë om daai hele land te koop, want jy die skat van die lewe ontdek. En dis wat Jesus hiervan praat. Ten spyte van jou omstandighede, ten spyte van wat om jou val en hoe dit met jou gebeur, die dag as jy Jesus ontdek jy waar gaan die lewe, ontdek jy die doelgerigtheid van jou lewe, ontdek jy ware geluk en niks sal dit in ewigheid van jou af verwyder nie, want as jy Jesus ontdek jy die ewigheid. Ontdek jy daar's baie meer in die lewe as net hierdie lewe. En Jesus is besig om vir Petrus te profeteer hier. Hy sê nie jy's nou daar nie. Hy sê dis waar jy gaan wees, Petrus. Gelukkig is jy, Simon Bar-Jona, het Jesus vir hom gesê, want dit is nie 'n mens wat dit in jou geopenbaar het nie, maar my Vader wat in die hemel. Hy doen die werk. Hy doen die werk. Hy sê en ek sê vir jou, jy's Petrus. So nou verander ek jou naam na rots toe. Die woord Petrus beteken rots. En op hierdie rots sal ek my kerk bou en die magte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Nou wat beteken dit? Daar's baie ouens uit die Bybel so letterlik interpreteer wat sê ons moet bo op Saint Pieter se graf het ons 'n kathedraal gaan oprig. Want dis waar sy kerk moet gebou wees. Dis baie mense redeneer so letterlik. Maar dis glad nie waar daar staan nie. Waarop bou ons as ons bou? Ons bou op fondasie. Ons bou op 'n goeie, stewige fondasie. Ons bou op rots. Dis wat ons maak. Ons maak 'n rots om 'n baksteen op 'n rots te kan neerlê sodat die gebou bly staan. En Jesus sê, ek verander jou naam nou na rots toe. Want jy gaan my sien.
daai wat jy nou gesê het, gaan waar word van jou. En op daai waarheid, dat ek is Christus, die seun van die lewende God, op daai waarheid, gaan ek my kerk bou. Dis wat hy vir Petrus in daai woorde sê. Praktiese implikasie, hoe lyk dit vandag? Kerke maak vandag oral toe. Ons sien dit oral. Daar's hierdie een of ander idee in die jonger geslag se koppe dat kerk gaan uiteindelik eindig, want dis 'n klomp nonsens. Dan dink ek altyd, o, krisis ouens, julle moet nie die Here terg nie. Kerk is nie ingestel deur 'n mens nie. Party mense begin 'n kerk vir sy eie agenda, daai kerk is sneuwel almal. Maar die ware kerk wat gebou is op die waarheid dat Christus die verlosser van die wêreld, die seun van die lewende God is. Daai kerk is sneuwel nooit. Dis hoekom ons soveel jare, 2025 jaar later, bestaan die kerk nog steeds. Ten spyte van al die mense korrupte agendas. Ten spyte van die gebrokenheid van die mens, staan die kerk vandag nog steeds, want ons kerke wat gebou is op hierdie waarheid. Hulle het 'n persoonlike belewenis en 'n ervaring en hulle weet wie is Jesus. En dis waarop 'n kerk gebou is. Kerke moet nie gebou wees op ons gaan net uitreik en mense lief hê nie. Dis wat ons noem vrug van 'n kerk wat gebou is op Jesus. Maar as jy jou fokus verloor oor hoekom jy dit doen, oor wie alles gaan, dan sneuwel daai kerk ook. Hy sneuwel ook. Ek gee nie om hoeveel verskonings jy hiermee sit vanoggend oor hoe kwaad jy al is vir kerke en wat kerke al verkeerd gedoen het en al daai tipe van goed nie. Kerk is 'n instelling van die Here. Jy kan weghardloop vir die res van jou lewe of jy kan 'n kerk soek wat op hierdie waarheid gebou is. Dan kan jy vandag sê die Here wil hê jy moet 'n kerk soek wat op hierdie waarheid gebou is. Jy het nie 'n verskoning nie. Maak nie saak hoe lank jou verskoning is nie. Ja, en gaan jy in mense vasloop wat foute het? 'n Klomp imperfekte mense maak nie 'n perfekte kerk nie. Natuurlik, druk bietjie deur, druk bietjie in. Want die Here gaan jou nie los nie. Kom by 'n kerk wat gebou is op hierdie waarheid. Hy is die Christus, die verlosser van die wêreld, die seun van die lewende God. En die dode, die magte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Wat beteken dit? Dit beteken wanneer God homself in jou geopenbaar het, soos hy dit aan Petrus gaan doen. Dan gaan hy vir hom wys, jy hoef nie meer bang te wees vir die dood nie. Jy hoef nie meer bang te wees vir die dreigemente van hierdie lewe nie. Jy hoef nie meer bang te wees vir werkloosheid en finansiële ondergang en sekuriteit wat ek nie meer gaan hê en beskerming en alles is besig om te verdwyn en uiteindelik gaan dit my lewe kos. Jy word deel van sy koninkryk die dag as hy homself in jou openbaar en hy homself in jou voorstel en jou uitlei uit die dorpie uit een kant toe en jou oë oopmaak. Dan kom jy agter, okay, ek is altyd gelukkig. Altyd gelukkig. Die dood kan my nie oorwin nie. Die doderyk sal niks hê op die kerk nie. Ons vrees nie. Ons geloof is 100% in hom. Wat die mag oor lewe en dood het. Wat soewerein is, altyd in beheer is, alomteenwoordig is en almagtig is. Daar's niks meer groter as hy nie. As ek iets wil vrees, vrees ek hom. Hy is groter as die dood. Sterker as die duiwel. En dan lees ons hierdie interessante gedeelte in Markus 8 vers 30 wat Jesus vir sy disippels sê, toe belette hulle om dit vir iemand anders te vertel. Hoekom? Hoekom belette hulle dit te vertel? Ek bedoel, Petrus het sopas die regte antwoord gegee, alhoewel hy dit nie uit homself uitgekry het nie. Want die volle prentjie van Jesus was nog nie volledig nie. Jesus het nog nie gegaan en gewys dat hy die straf van die mens kom vat het nie. Hy het nog nie gegaan en homself gewilliglik oorgegee om 'n offer te wees aan 'n kruis vir die sonde van die mensdom nie. Hy het nog nie gegaan en is afgehaal en begrawe en het gewys hoe oorwin hy die dood nie. Hy het nog nie gegaan en opgevaar hemel toe en gaan sit in die regterhand van die Vader om verheerlik te word vir wie hy is nie. En dis hoekom hy vir sy disippels sê, bly stil. Julle is nou nog net besig met 'n bewegende, lopende boom, maar jy gaan sien. Jy gaan sien. Jy gaan gelukkig wees. En jy gaan niks bang wees vir niks nie. Jesus se disippels was doodbenoud
dat hulle gaan ook doodgemaak word saam met Jesus toe hulle Jesus kom arresteer het. Hulle het weghardloop, maar hulle het al daai vrees verloor, nadat hulle die Jesus wat uit die graf uit opgestaan het ontmoet het in persoon. Toe het hulle begin praat van Jesus of hulle nou gewaarsku word om stil te bly. Hulle het nie 'n saak gehad nie. Hulle het gesê, gee ons nog meer vrymoedigheid om te praat, Here. Gee ons nog! Want hulle het al hulle vrees verloor, want die hekke van die doderyk het niks gehad op sy eerste kerk nie. Niks. En toe kon hulle praat. En toe kon hulle getuig en aanhou. So wat leer ons by Jesus in hierdie storie vanoggend? Nommer 1. God het deur Jesus die mens se blindheid kom herstel. Want dis wat Jesus doen. Hy vat jou in jou hand. En hy lei jou waar jy moet wees. En hy gee vir jou wat hy wil hê jy moet kry. Sodat jy jou lewe kan neerlê en vir hom kan leef die res van jou lewe. En wanneer jy hom sien, wanneer jy weet wie hy is, sal jy vir hom, vir sy heerlikheid leef en nie ophou van hom te getuig nie. Al kos dit jou lewe. Al gee hy nooit weer iets vir jou nie, sal jy nie ophou nie. Want jy het die een groot skat gekry, bo al die skatte. Daar is nie iets beters nie. Jy moet vanoggend vir jouself hierdie vraag kan antwoord. Wie sê jy is hy? Sien jy hom vaag weg, soos 'n boom wat beweeg, of sien jy hom persoonlik? Beleef jy hom persoonlik? Kan jy sê wie hy vir jou is, persoonlik? Want dan is jy gelukkig. Dan is jy gelukkig. En hy kom om jou blindheid weg te vat. Dis wat God doen. Nommer 2. Ware geluk gebeur wanneer Christus gesien kan word. Daar is nie 'n manier om meer gelukkig in hierdie wêreld te beleef nie. Daar is nie 'n manier om hierdie lewe aan te pak sonder hom nie. Ek weet nie hoe doen mense dit nie. Ek weet nie hoe leef jy in 'n wêreld wat stikkend en gebroke is, met al die pyne en die goed, en dan sonder die Here nie. Wat se hoop het jy? Want moeilikheid is gewaarborg. Jesus het gesê, in hierdie wêreld sal julle dit moeilik hê. Dit gaan weer moeilik gaan met jou. Jou wiel is nie nou pap van jou kar nie. Jou werk is nou nog vas, jou finansies is nou okay, maar dalk is dit glad nie. Jy is nou nog gesond, môre lê jy en veg jy vir jou lewe in die hospitaal. Dit gaan weer afkom. Hoe doen jy dit? Sonder die Here? Ek weet nie. Want hy is die enigste hoop. Die een wat die dood oorwin het. En laastens, sy kerk word gebou op die waarheid. En waar sy kerk nie op die waarheid gebou word nie, die mens is verskriklik. Die mens in sy sondige natuur is eintlik walglik. Want daar's kerke waar dit alles oor die ou wat daar voor staan gaan. Daar's kerke waar dit gaan oor die beeld, die image wat ons kan voortsit vir daar buite. So, daar's kerke waar dit gaan oor geld, en ek kan ryk word hier uit. Dis walglik. Daar's kerke waar dit gaan oor, ek kan wees wie ek wil wees, en God aanvaar my soos ek is. Wel, dan het Jesus vir niks op die kruis dood gegaan nie. Daar's kerke soos dit. Daai kerke sal almal toemaak. Almal. Hulle sal nie staan nie, want dit is nie op die waarheid gebou, dat hy is die verlosser van die wêreld, Jesus Christus, die seun van die lewende God nie. Sy kerk word gebou op die waarheid. En dan sal sy kerk vir altyd staan. Tot 'n lengte van dae, tot in ewigheid. Dan sal hy altyd bly staan. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons loof en ons prys U. Ons gee al die eer vir wie ons is. Wat U ons maak wanneer U ons red. Dankie, Here, vir ons oë wat oopgaan, dat ons duidelik ver gefokus kan sien. Dankie vir ons persoonlike ontmoeting, dat ons kan sê, U is die een wat ons verlos het. Die ware trooster, voorsiener, die een met geduld en lankmoedigheid en vriendelikheid. U lei ons, U los ons nooit. Dankie, Here. Here, nou wil ek bid vir elke ou wat vanoggend hier so sit,
wat U stem hoor, of dalk luister iemand nou aanlyn na hierdie boodskap, Here, en U het nou gewerk in hulle, en U het nou gekom en hulle uitgelei en hulle oortuig van wie U is, U het hulle oë nou oopgemaak, en ek wil bid, Here, dat as hulle in sak en as voor U sit en bely vanoggend, dat hulle bewus sal wees van U teenwoordigheid. Dat U hulle sal red soos net U dit kan doen. Dat U hulle sal oprig in U koninkryk, en dat hulle sal doen wat U wil hê hulle moet doen. Dat hulle sal gaan in U naam verheerlik en getuig van U goedheid. Here, my gebed is dat elke ou vanoggend hier sal weet wie U is, wanneer U vir hom vra, wie sê Jy is ek? Ons loof en ons prys U vir die voorreg om U te ken. Dankie dat ons in U wil vir ons lewens kan leef. In die naam van Jesus bid ek dit. Amen.